Hallo almal, in hierdie video gaan ek woordsomme wat tot vergelykings lei bespreek. Kom ons begin met 'n voorbeeld. Piet het R3 meer as Jan wat R X het. Saam het hulle R15. Bereken hoeveel geld het Jan. Nou, jou doel hier is om 'n vergelyking te maak met die inligting wat vir jou gegee is. Nou, dis altyd goed om 'n opsomming te maak met die inligting. Ons weet uit die woorde dat Jan het X. Dit is hoekom ek geskryf het Jan X. Dan staan daar Piet het R3 meer as Jan. Met ander woorde, R3 meer, sal jy van die vorige lesse onthou, beteken plus 3. En hoekom X plus 3? Want dit is R3 meer as Jan en Jan is X. Saam het hulle R15. Dit beteken Jan plus Piet is gelyk aan 15. En al wat jy nou doen, gaan jy vervang in Jan se plek X en in Piet se plek X plus 3. En nou het jy 'n vergelyking om op te los. Nou kan jy eers gelyksoortige terme bymekaar tel. Hier vind jy 'n X plus 'n X en dit is 2X plus 3 is 15. En nou is dit 'n vergelyking wat vir jou baie bekend is. Wat jy nou moet doen, is jy wil van die plus 3 ontsla raak, sodat jy vir X of in hierdie geval nog 2X kan isoleer. So hoe raak jy van plus 3 ontsla? Jy gaan die optellingsinverse kry wat min 3 is. En dan gaan jy beide kante min 3 aftrek. En dan aan die linkerkant, plus 3 minus 3 is niks, so daar bly 2X oor, en regs is dit 15 minus 3 is 12. Maar jy wil vir X bereken, en daar is 'n koëffisiënt van 2 voor X. So hoe raak jy van die 2 ontsla? Jy deel beide kante met 2. En dan gaan jy sê, 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in homself in 1 keer. Met ander woorde, die 2's kanselleer en jy het X oor. En aan die regterkant gaan jy sê, 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in 12 in 6 keer. Dus is die antwoord X is 6. Maar in woordsomme moet jy nie daar stop nie. Die vraag het gevra, bereken hoeveel geld het Jan. Nou moet jy teruggaan en sê, Jan was X, dus Jan het R6. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Jan het meer CD's as Peter en Peter het 6 meer as Simpiwe. Hulle het 47 CD's altesaam. Bereken hoeveel CD's het Jan. Nou, eerste ding wat jy doen is, jy gaan nou sê dat Simpiwe het X CD's, want ons weet nie hoeveel het hy nie. Peter het X plus 6. Nou, waar kom ek daaraan? As jy na die woorde kyk, staan daar Peter het 6 meer as Simpiwe. En Simpiwe het X. En 6 meer beteken plus 6. Wat het Jan nou? Jan het 5 meer CD's as Peter. Nou goed, kyk nou mooi. Met ander woorde, hier is Jan se 5 meer as Peter. En hoeveel het Peter gehad? Hy was X plus 6. En nou kan ons van daardie inligting 'n vergelyking maak deur te sê, Simpiwe en Peter en Jan saam het 47 CD's. Nou vervang jy. Simpiwe is X, Peter is X plus 6 en Jan is die X plus 6
plus 5. Alles gelyk aan 47. En daar is jou vergelyking. Nou kan jy eers gelyksoortige terme bymekaar tel. So jy kan sê x plus nog 'n x is 3x en dan al jou getalle. 6 plus 6 is 12 plus 5 is 17. Nou gaan ons vir x oplos. So wat ons pla is die plus 17. En die optellingsinverse van plus 17 is min 17. En wat doen ons? Ons gaan beide kante 'n min 17 byvoeg. Dan aan die linkerkant gaan ons sê plus 17 min 17 kanselleer en daar bly 3x oor en aan die regterkant 47 minus 17 is 30. Nou, ons wil nie 3x weet nie, ons wil x weet. Wat doen ons? Ons gaan nou die 3 wegdeel. So ons deel met 'n 3 links en ons deel met 'n 3 regs. Dus x is 10. Maar wat was die vraag? Die vraag was, bereken hoeveel series het Jan? Nou Jan is mos nou x plus 6 plus 5. En ons het nou net uitgewerk dat x is 10. So in x se plek vervang ons 10. Dus het Jan, as jy al daai bymekaar tel, 21 series. Voordat ons aangaan, as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Gaan kyk ook na my webwerf onlinemaths.co.za. Die skakel is in die beskrywing hieronder. Like ook asseblief my video en jy's welkom om kommentaar te lewer. Jenny se pa is 2 keer so oud soos sy. Saam is hulle 63 jaar oud. Hoe oud is Jenny? Nou wat jy doen is, jy sê Jenny is x. En die pa is 2 maal x, want hy is 2 keer so oud soos sy. En dan saam is hulle 63, dit is waar jy jou vergelyking vandaan kry. So jy gaan sê, Jenny plus haar pa is gelyk aan 63. In Jenny se plek vervang jy x, en in die pa se plek vervang jy 2x. Is gelyk aan 63. En daar is jou vergelyking. Nou kan jy sê, hier aan die linkerkant is gelyksoortige terme. 1x plus 2x is 3x, is gelyk aan 63. Maar ons wil nie 3x weet nie, ons wil x weet. So ons gaan die 3 wegdeel. Wat ons links doen, doen ons regs. So ons deel met 'n 3. So ons sê 3 gaan homself in 1 keer, 3 gaan homself in 1 keer. So aan die linkerkant is x oor, en aan die regterkant 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 63, 21 keer. Nou, wat was die vraag? Hoe oud is Jenny? Dan sê jy, Jenny was x, en x is 21. Dus is Jenny 21. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Die lengte van 'n reghoek is 3 meter langer as 2 keer die breedte. Die omtrek van die reghoek is 48 meter. Bereken die lengte van die reghoek. Nou goed, daar is nou vir jou 'n reghoek. Die breedte maak ons dan B. Die lengte van 'n reghoek is 3 meter langer. 3 meter langer, dis waar die plus 3 vandaan kom. As 2 keer die breedte, 2 keer die breedte beteken 2 maal B. Nou moet ons van ons inligting 'n vergelyking maak en ons gaan die inligting daar gebruik. Die omtrek van 'n reghoek is 48 meter. So hier moet jy die formule vir die omtrek van 'n reghoek ken. En wat is dit? Die omtrek van 'n reghoek is 2 lengtes plus 2 breedtes. Nou,
Jy weet die omtrek is 48, dis vir jou gegee, is gelyk aan 2 maal die lengte is 2b plus 3. So in lengte se plek vervang jy nou 2b plus 3. Plus en dan die breedte is b. En in breedte se plek vervang jy b. En daar is jou vergelyking. So wat jy nou gaan doen is, jy gaan nou eers van hierdie hakkie moet ontslaa raak deur die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging te gebruik, soos ek jou geleer het. So jy gaan sê 2 maal 2b is dan 4b en 2 maal 3 is 6. En dan die 48 ry saam en die 2b aan die regterkant ook. Nou, voordat jy vir b oplos, kan jy eers gelyksoortige terme bymekaar tel aan die regterkant. Daar is 4b plus 2b gaan vir jou 6b plus 6 gee. En nou kan jy vir b oplos. Maar die eerste ding wat jy doen, is die optellingsinverse van plus 6 is min 6. So jy gaan dan aan beide kante 'n min 6 sit. Daar is die ander min 6 en dan plus 6 min 6 kanselleer. En aan die linkerkant 48 min 6 is 42 is gelyk aan 6b. Nou, wil jy vir b oplos. Met ander woorde, jy moet van die 6 voor die b ontslaa raak. Hoe gaan jy dit doen? Jy gaan beide kante met 'n 6 deel. So jy gaan sê, 6 gaan homself in 1 keer, 6 gaan homself in 1 keer, 6 gaan homself in 1 keer, 6 gaan in 42 in 7 keer. Dus is b gelyk aan 7. Maar, dis nie die antwoord nie, want die vraag was, bereken die lengte van die reghoek. En wat het ons gesê is die lengte? Die lengte is 2b plus 3. So nou dat jy b se waarde weet, wat 7 is, vervang jy dit in b se plek, en nou kan jy die lengte uitwerk. Dus gaan jy sê, 2 maal 7 is 14, plus 3, die lengte is dan 17 meter. Baie dankie dat jy na my video's gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou voorberei. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras, tot volgende keer.